Goeiemôre en welkom by ons erediens vanoggend op 10 Mei. Is dit nie 'n groot voorreg om ook Moedersdag vandag te vier nie vir elke liewe ma daar buite of selfs die wat as moederfigure optree in ons samelewing en in ons geloofsgemeenskap, sê ons baie dankie. Dankie vir alles wat julle doen en beteken en mag julle vandag spesiaal voel. Ons kom by mekaar vandag rondom ons eie getuienis van die hemelvaart van Jesus en die feit dat ons die goeie nuus, die evangelie moet uitdra. Ons kyk saam na Johannes 21 vandag. Voor ons dit doen, kom ons word stil voor die Here en vra vir hom om hier teenwoordig te wees. Here, dankie dat ons tot U kan bid en kan weet, Here, dat U ons hoor. Dat U nie 'n God is wat ver is nie, Here, maar 'n God is wat in ons midde is. U daag op, Here, U kom staan tussen ons, figuurlik, en U is die een wat altyd by ons is. Here, dankie dat ons voor U kan stil word in hierdie uur en U aangesig kan soek en U naam kan aanroep. Ons is werklik lief vir U. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, Hy wie sy Seun gestuur het. Ek groet julle in die naam van die Seun Jesus Christus, oor wie ons getuig. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees wat oorreed. Amen. Ek en jy lewe in 'n wêreld vol vrae. Ons hoor amper daagliks vrae soos, wat gaan van ons word? Ons wonder oor die oorlog, oor die ekonomie, oor veiligheid, oor die toekoms. Daar's soveel vrae wat elke dag by ons opduik, te midde van ons onsekerheid. En dan is daar ook in ons persoonlike lewens soveel onsekerheid, oor ons werk, oor ons gesondheid, oor ons verhoudings. En eintlik soek ons almal net so 'n bietjie sekerheid, sodat ons kan aanhou oorleef. In 'n wêreld vol vrae staan die kerk en ons as gelowiges eintlik met ons geloof en ons staan op ons geloof as iets heeltemal radikaal. Iets anders as wat nog ooit gehoor is. Ons het eintlik sekerheid. Nie omdat ek en jy alles verstaan nie, maar omdat ons iemand ken aan wie ons kan vashou. En sy lewe, sy sterwe, sy opstanding, sy opvaar na die Vader, sy getuienis, is dit wat vir ons sekerheid kom gee, te midde van ons omstandighede, te midde van ons onsekerheid in 'n de-mekaar wêreld. Aan die einde van die evangelie van Johannes kom sê hy in vers 24 van Johannes 20, ons weet dat sy getuienis geloofwaardig is. Johannes kom sê eintlik hier oor Jesus, dat ons nie vermoed of ons nie dalk hoop of ons is amper doodseker nie. Hy kom sê ons weet dat die getuienis oor Jesus, die getuienis van die disippels wat hom gevolg het, dat hulle getuienis geloofwaardig is. Ons weet. Waarom? Omdat Johannes vir Jesus gesien het, omdat hy die kruis gesien het, omdat hy die leë graf gesien het en ook omdat hy die opgestane Here gesien het. Johannes getuig van 'n konsep soveel groter as net 'n idee. Hy kom getuig van 'n persoon, van 'n iemand. Maar dan sê Jesus iets baie interessant. In die laaste oomblikke wat Johannes opskryf van sy interaksie met sy paar disippels, sy naastes, dan kom sê hy hierso dat hy vir hulle 'n laaste opdrag kom gee. Ons het hier vir Petrus en Jesus in die toneel en hulle is in 'n laaste gesprek saam en in hierdie gesprek wat deur Johannes se evangelie opgeteken is, kry ons net die oomblik waar by ons aansluit is net nadat Petrus vergewe is deur Jesus na sy verloning. So Jesus het die moeite gedoen om aan hom te verskyn, nadat Petrus eintlik weer terug is na sy dayjob toe, terug is om vis te vang, dan kom daag Jesus op die strand. En as hulle vir Jesus herken, Johannes herken hom eintlik, dan spring Petrus in die water en swem na hom. En dan sê Petrus eintlik nie veel nie, maar Jesus vra hom 3 keer, het jy my lief? En hy gee dan vir hom weer sy roeping. Hy kom getuig en kom verduidelik aan Petrus dat sy roeping vas staan. Maak nie saak van wat gebeur het nie. En so neem Petrus weer hierdie roeping op. Ons lees dan nou saam wat verder in die gesprek gebeur
in Johannes 21, vers 20 tot 25. Kom ons hoor saam. Die disipel vir wie Jesus baie lief was. Ons weet natuurlik dat Johannes hier van homself praat. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus toe vir Jesus, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipels nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Dis eintlik so odd, so snaaks wat hier gebeur. Net nadat Petrus vergifnis ontvang, dan is hy daarna in sy menslikheid. Sy menslikheid neem oor. En is dan vir hom belangrik om te weet, maar wat word dan nou van die een wie u verraai het, Jesus? Dis dan vir hom belangrik om hierdie vraag te vra. En hoe reageer Jesus? Jesus kom sê eintlik dat hy in beheer is, en wat ook al hy wil sal gebeur. Maar dan kom lê hy net weer vir Petrus sy opdrag, sy roeping vas, deur hierdie 3 woorde, volg jy my. Met ander woorde, maak nie saak wat met hierdie disipel sou gebeur nie, volg jy net vir my, Petrus. Jy het nou alles gesien wat gebeur het. Jy het gesien dat ek gesterf het, dat ek opgestaan het, dat ek koning is, dat ek Here is. En nog steeds is jy met aardse dinge besig, wêreldse bekommernisse besig. Al wat jy hoef te doen, is om my te volg. Los die res vir my. Jesus se antwoord is so treffend, en mag ek en jy dit eintlik elke keer onthou, wanneer ons toelaat dat jaloesie of afguns of ons woede teenoor iemand anders die beter van ons kry. As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Jesus kom getuig eintlik hier ook dat hy weer kom. Ons hoor dit in hierdie een sin ook raak. Met ander woorde, vandat Jesus nou opvaar hemel toe, tot hy weer sou kom, kan Petrus maar verseker daarvan wees dat hy Here is en bly. En wat vir Petrus belangrik is, as sy volgeling, as sy getuie, is dat hy vir die Here opreg sal lewe en hom sal volg in alles wat hy doen. Volg jy my? Met ander woorde, moenie vasval in spekulasie nie, moenie jouself vergelyk met ander nie, moenie fokus verloor op dit wat werklik saak maak nie. Volg jy vir my? As ons dan vandag ook eerlik moet wees oor wat ons eie roeping is, dan is dit so eenvoudig. Volg net vir Jesus. En terwyl jy hom volg, getuig van hom. Waaroor getuig ons dan in hierdie tye? Ja, daar was 'n kruis en ja, daar was 'n graf, maar die graf was leeg. Ja, daar was 'n oomblik toe alles donker gelyk het, soos vir Petrus op die strand voordat Jesus aan hom verskyn het, maar Jesus het opgedaag. Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En het nie daar gestop nie, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. En nou, met sy opvaarding wat ons vier, is dat die Heilige Gees in ons is, en ons nooit weer hoef te voel of ons alleen is nie, want God is in ons en by ons. Watter getuienis is dit nie?
Hy is koning. Hy sal vir ewig heers. Hy sal heers tot hy ook weer kom. Dit is die hemelvaart. Jesus is nie weg nie, hy regeer. Maar dan kom daar ook 'n groot waarheid wat alles verander. Jesus kom weer. En elke knie sal voor hom buig en elke tong sal getuig. Dit is ons toekoms, dit is ons hoop en dit is die sekerheid waarna ons smag. Aan elkeen wat glo, behoort hierdie sekerheid dat hy weer sal kom. Wat beteken dit dat Jesus weer kom? Dit gee vir ons hoop. Ons wêreld lyk soms donker en de mekaar, maar die storie eindig nie daar nie. Onreg sal nie wen nie. Pyn sal nie vir altyd bly nie. Die dood kry nie die laaste sê nie. Jesus wat weer kom, gee vir my en jou rigting. Hierdie woorde van Jesus, volg jy my, maak ons roeping vir ons duidelik. Nie probeer eers alles self uitwerk nie. Of spekuleer oor wat gaan gebeur, selfs oor wat die eindtye behels nie. Nee, eenvoudig. Ons roeping, volg jy vir hom. Die feit dat hy weer kom, gee ook vir my en jou 'n dringendheid, dat ons moet getuig. Ons lewe tel nou. Ons woorde tel nou. En ons getuienis is kragtig, nou meer as ooit. Jesus wat weer kom gee ook vir my en jou 'n verantwoordelikheid. Ek het nou onlangs my 5de huweliksboek gaan uitneem by Binnelandse Sake, wat indirek beteken dat ek nou 100 mense al in huwelik bevestig het en kon trou. En as ek elke keer so die huweliksformulier opsê, dan is daar so een versie wat by my bybly, wat ek regtig ter harte neem, selfs vir my eie huwelik. En die sinnetjie is, om so deur die Here verenig te word is 'n voorreg en 'n vreugde, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Wanneer jy 'n troubelofte aan iemand maak, wanneer jy trou aan jou man of vrou beloof, kom dit ook met die verantwoordelikheid om dit na te kom. Wanneer jy verlossing uit die hand van die Here uit ontvang en ervaar, wanneer jy die sekerheid van jou redding en die ewige lewe ontvang het, weet ons dit is 'n voorreg en 'n vreugde, maar daarmee saam kom 'n groot verantwoordelikheid op ons as getuies. Johannes sê, ons weet, so ons getuig. Jy word verlos nie bloot vir jouself nie. Jy word verlos om 'n getuie te gaan wees, sodat ander ook tot geloof kan kom in Jesus Christus, die redder en verlosser en saligmaker. So om 'n getuie te wees in 'n de mekaar wêreld van onsekerheid beteken om die verantwoordelikheid op te neem om ander van Jesus te vertel. Ek sluit vir ons af. Dink maar net aan load shedding wat nou weer eens met die weer en die reën en die landse omstandighede weer so 'n realiteit vir ons word. Wanneer daai ligte afgaan, dan raak alles stil, dit is donker en ons is onseker, want ons weet nie wanneer dit weer aan sal kom nie. Maar die oomblik wanneer die krag weer aangeskakel word, dan verander alles. Ewe skielik is daar lig en daar is hoop en daar is lewe. Die opstanding van Jesus Christus, dit was daardie oomblik. Daardie oomblik toe die ligte aangeskakel is. Dit gee ons sekerheid. En met sy wederkoms sal die volledige herstel van die skepping gebeur. So intussen, wat doen ek en jy? Terwyl die ligte nog net aangeskakel is. Ek en jy volg hom. Ek en jy hou aan om te hoop. Ons hou aan om te glo. Ons hou aan om te vertrou. En bovenal hou ons aan om te getuig. Ek en jy hou vas aan die persoon van Jesus Christus. Hy het gekom. Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar. Hy sal weer kom. Ek en jy weet. Ons weet. En ons getuig.
Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons kom sê vir U dankie dat ons die voorreg het om van U te kan getuig. Dankie dat ons kan getuig van die goedheid. Dankie dat ons kan getuig van die teenwoordigheid in ons lewens. Dankie Here dat ons die sekerheid het van U. Ons ken die goeie nuus. Ons glo dit Here. En ons weet dit is geloofwaardig. Help ons Here om aan hierdie vas te hou in die onsekerhede van ons lewens. Dankie Here dat U vir ons die opdrag kom gee, volg my. Ons wil U volg Here, in alles wat ons doen. Help ons Here om nie perspektief te verloor nie, maar U getuies te gaan wees, tot in die uithoeke van die wêreld. Ons is lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. Ons is opgewonde oor Markdag wat een van die dae voorlê. Ons trek nou al elke Sondag so ietsie aan net om te vier en te onthou. En ons vra ook asseblief dat julle na ons bestanddele lys sal kyk en vir ons 'n paar goedjies sal skenk ook wat daarop is. Jy kan ook jou voorafbestellings plaas vir pannekoek, vetkoek en vir curry en rys. En dan kan jy die dag saam met ons kom geniet, 30 Mei. Ons sien uit om saam te kuier en ook 'n fondsinsameling vir die kerk te hê. Dankie dat vir die wat al reeds betrokke geraak het, kontak die kerkkantoor as jy op enige manier betrokke wil raak. En dan kyk asseblief na ons siekelys. Daar's 'n paar van ons siekes wat werklik swaar trek. Ons dink aan Susara Ellis wat opgeneem is, wat infeksie ervaar en nie met haar kankerbehandeling kon voortgaan nie. Ook aan elkeen wat verjaar, baie geluk. Mag die Here julle ryklik seën. Mag julle regtig hom ervaar in hierdie nuwe lewensjaar en gaan getuig van sy goedheid in julle lewens. Kom ons sing dan ook 'n laaste lied saam. Kom ons dra dit op aan die Here vandag, die een in wie ons glo, die een oor wie ons getuig. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, daarom sing ons Halleluja. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, soos Jesus sy disippels gestuur het, so stuur hy julle ook. Gaan dan en gaan volg hom, gaan lewe opreg vir die Here. Amen.